Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom in my podcast. En dankie dat jy saam luister. Baie dankie ook vir al die getroue patrons wat week in en week uit, jaar in en jaar uit my finansiëel bly ondersteun. Dit beteken verskriklik baie vir my. En so af en toe dan kry ek 'n boodskap van iemand wat sê, Solet, waarmee jy besig is wonderlik. En dan dink ek, ja, ek is besig met iets wonderliks, maar dit is hoofsaaklik omdat daar mense is wat my finansiëel help om dit te kan doen. So baie dankie vir daai mense. En as daar enige van julle is wat dalk nou geroepe voel om my ook finansiëel te ondersteun, maak gerus so. Ek sal dit hoog op prys stel. Maar goed, ek was so 2 weke gelede vir 'n vakansie in Bali. Dit was 'n baie besondere vakansie, want dit is 'n ou groep vriende van ons wat saamgetrek het van oor die hele aardbol heen, van Dubai, Nieu-Seeland, Suid-Afrika en Nederland af. En ons het verskriklik lekker gekuier. Maar as jy gereeld na my podcast luister, dan sou jy agtergekom het dat daar een Sondag nie 'n uitsending was nie. En dit was omdat ek tegnologies nog baie dom is. Ek het gedog, ek lanseer die podcast vooraf. So jy kan dit vooraf allerlei instellings doen en dan op 'n gegeewe tyd dan word die podcast as dit ware die lug ingestuur. Maar helaas het dit soos baie ander ouens se ruimtetuie nie die ewige ruimte ingevaar nie, maar totaal en al plat op die grond geval. So ek wil graag verskoning maak daarvoor en hopelik is ek nou weer op koers en kan jy weer elke week na iets luister. Dis nou te sê as jy 'n betalende lid van my podcast is, anders elke tweede week. Vandag gesels ek met Janke van Skulkwyk. Ek het die jonge Janke ontmoet op 'n letterkundetoer so 3 jaar terug. En Janke is so begeester toe deur Nederland, dat sy besluit het om hier te kom skoolhou. Nou wil ek daarom net sê dat Janke die enigste mens is wat ek nog ooit ontmoet het, wat dit reg gekry het, om 'n bureau wat mense inhuur, die bureau se naam is Maandag, so ver te kry om te betaal vir haar om hier te kom skoolhou. Maandag hou daarvan om mense in die IT-wêreld of in die verpleegkundige wêreld of so van die buiteland af in Nederland in te kry, maar onderwys gebeur dit eintlik nooit. Die feit dat Janke dit reg gekry het, moet vir julle sê dat sy 'n baie besondere jong vrou is. So lekker luister na ons gesprek. Nee, wat jy is heel betyds en hier is ons en ons is mos maar gewoond aan Afrika tyd. As iemand nou so 'n paar minute laat is, dan is dit ook nog steeds nie vir my die einde van die wêreld nie. Alhoewel dis 'n gewoonte wat ek baie vinnig moes afleer om stiptelik te wees want die trein wag nie. En die bus wag nie. Nee, die trein wag nie, die bus wag nie. Kyk, in Brabant het ons darm die voordeel van die Brabantse kwartiertjie, maar daai voordeel het jy nie daar waar jy is nie, né? Ek is in Utrecht en meer spesifiek in Tuindorp, so 'n bietjie uit die geroesmoes en die geraas van die dorp af, bietjie meer in 'n stiller woonbuurt area, en ek is so 3 minute se fietsry van die naaste stasie af, en dis ook die stasie wat my direk na Barn toe vat, waar ek skool gee, so my commute in die oggende is eintlik heel aangenaam. Hoe het jy by die skool ingekom? Want dit is nogal 'n dingetjie om by 'n Nederlandse skool in te kom. Ja, so ek het wel die lang storie kort in 2023 op die letterkundetoer waar ek en jy mekaar ontmoet het Marita wat die toer gereël het vir my so half eintlik net eendag oor die etenstafel gevra wil ek kom Engels gee in Nederland. En begin toe met papierwerk en sy het my in kontak gesit met 'n man, Roy Dielemans in Suid-Afrika, en hy het gehelp om 'n bietjie van die papierwerk in plek te kry.
Natuurlik moet my onderwyskwalifikasie erken word in Nederland en dis maar 'n klomp papierwerk. En hy het my voorgestel aan Maandag, die agentskap. En Maandag het vir my 'n kontrak aangebied, 'n jaarkontrak, waar ek dan as 'n kontrakwerker vir hulle werk en hulle huur my dan uit by skole. Ek het so bietjie met my eerste werk my gaai in die botter geval en hulle het vir my 'n onmiddellike jaarkontrak vir die hele skooljaar aangebied, wat wonderlik is. En ja, so deur die agentskap Maandag wat mense dan plaas, het ek toe nou by die skool opgeëindig. En ja, dit het alles net baie mooi in plek geval en ek probeer nie te veel vra nie. Ek sê maar net dankie. En dis jy's eerste graads bevoegd. Eerste graad bevoegd, ja, vir Engels. Daar is nogal 'n tekort ook, maar oor die algemeen word daar nogal verwag van eerste graads bevoegde dosente om ook 'n redelike hoë vlak van Nederlands te kan handhaaf. Hoe het jy daarmee te werk gegaan? Ek het as student op Stellenbosch van my eerste jaar af het ek Afrikaans-Nederlands geneem. So ek het al lank te doen met Nederlands en veral my honeursjaar het ek ook 'n gedeelte, een van my hoofvakke was ook Nederlandse letterkunde. So ek het die voordeel dat ek die taal baie goed verstaan. My begrip is heel goed. En oor die algemeen as ek praat, voel ek ook nie sleg nie. Dis meer dat jy selfbewus is, maar dit klink glad nie sleg nie. Maar ek het eintlik maar toe ek die grond tref, toe moes ek maar begin leer soos jy aangaan. Jy doen maar jou basiese goed soos Duolingo en jy probeer maar aan 'n pot gooi of 'n podcast luister, jy probeer musiek luister en radio en so. Maar my ervaring was net toe ek begin by die skool, al my kollegas, alles is in Nederlands. Ek is ook by 'n MAVO skool of dan nou VMBO skool, en daar het ek vinnig geleer, maar ek gaan Engels en Nederlands moet aanbied, want anders gaan ons nie regkom nie. So wat ben 'n verb? 'n verb 'n werkwoord en dan gaan ons van daar af. So ja, dit was 'n groot ja, ek het half so tussen die boom en die bas, want aan die een kant die feit dat ons Afrikaans praat help verskriklik baie. Maar aan die ander kant voel ek dit help ook net soveel, want dit is werklik twee verskillende tale. Mens kan nie sê dat daar's ooreenkomste, mens kan nie sê dis dieselfde nie, maar die moedertaal help beslis. Ja, ek dink veral vir begrip. Wel, ja en nee, want ek het altyd daai ding van ek hoor wat jy sê, maar ek is nie seker ek verstaan wat jy bedoel nie. En hoe langer jy bly, hoe meer kom jy agter dat die bedoelings nie altyd is wat jy gedink het dit is nie. Ja, ek sal sê my grootste struikelblok eintlik met taal, as ek nou behalwe nou vir die werkwoordvervoegings en al daai dinge, is om die indirekte taal kop te hou. Want ek vind die Nederlanders bitter skerp, vir al my kollegas. Mens kan dink 'n klomp onderwysers saam, vir al taalonderwysers, baie pittige sê goed en baie skerp one-liners wat gesê word in die personeelkamer, en dan het dit al soveel keer met my gebeur wat ek op die trein op pad huis toe of in die trein op pad huis toe, sal ek dan nou dink weer aan wat iemand gesê het, dan sal ek net minute of selfs 'n uur later uitbars van die lag, want ek is nou verstaan ek. Dis wat daar gesê is. So ek dink dit is 'n frustrasie vir my meer as enigiets anders, dat ek voel ek mis uit op baie van die humor, en veral met kinders ook, om met skoolkinders te werk. Jy moet nogal kop hou, want jy het nou natuurlik al die sê goed van 'n hele ander generasie wat jy moet leer, so dit is 'n taal op sy eie. En dan net 'n hele sin vir humor verskil. Ek dink dit was vir my 'n groot verandering gewees. So jy's op 'n MBO skool. Ja, MBO. Wat gee jy teoretiese leer weg? Ja, teoreties. Ek probeer uit my eie benadering of my eie manier van lesgee, voel ek mens moet teorie en prakties kombineer met mekaar. Dit is die maklikste manier. Geef hulle 'n voorbeeld en laat hulle dit self doen. Dit is ek bedoel, jy gee nie basiskader nie of basis nie. Nee. TL. Ja, die TL. Ja, in daai geval ja. Maar ek probeer so die teoretiese leer weg in 'n baie praktiese manier ook vir hulle toepas. Ek dink nie my kinders het al so hard gewerk soos wat hulle by my werk nie, want dan sê ek vir hulle nee. Ons kan nie nou hier in klas 4 nog stry oor hoe lyk 'n hoofletter U nie.
Ons gaan nou begin dinge verstaan hierso. Nou ek weet die Suid-Afrikaners om vir hulle die Nederlandse skoolstelsel te verduidelik is regtig baie lastig, so ek gaan ook nie eers probeer nie. Maar ek het self baie lank MAVO klasse gedraai, wel in 'n gemengde skool waar ons ook VVO en gimnasium gehad het. Ek het nou opgehou. As jy aansoek doen vir werk, vra mense baie keer vir jou, het jy 'n affiniteit vir die MAVO? En dan is daar baie mense wat sal sê nee. So, het jy 'n affiniteit vir die MAVO? Dit is weer eens 'n tweeledige antwoord. Ek kan vir jou aan die een kant sê 100% ja, want ek het nog nooit so baie klein jankes gehad wat ek kon help nie. En dan aan die ander kant dan dink ek weer genade. Ek weet ook nie of kan ek met die klomp, want dit is mens nou baie stereotypies of maar heel direk moet sê, dit is maar jou kinders wat hoofsaaklik sukkel met aandagafleibaarheid. Dit is 'n groot probleem. Ek het 'n paar leerders met obsessiewe OCD, obsessiewe kompulsiewe gedrag. Wat is mooi Afrikaans. Dit is pragtig. Jy het dit nou baie mooi gesê. Ek dink gesê. dis obsessiewe kompulsiewe gedrag, maar ek sien nie helemaal, maar daai een. Ons praat dan van OCD en autisme ook. En dit is weer veral die autistiese leerders of die leerders op die autistiese spektrum. Dis iets waarmee ek nie baie ervaring het nie. Die aandagafleibaarheid kan ek weer sien, okay, so ek het nou al geleer om jy deel speelgoed uit terwyl jy klas gee en so. Ek voel ek het 'n affiniteit vir die MAVO want dis speel wat ek geniet. Mens kan bietjie meer ook met die praktiese benadering. Jy kan dit bietjie meer van 'n prettige benadering maak. Waar ek voel ek het vir 'n kort tydjie, so 6 weke, was ek by 'n VWO gimnasiumskool gewees waar ek daar uitgehelp het. En ek het dit nie geniet nie, want ek wil nie sê die kinders is te slim nie, maar hulle is darem maar vervelig, die slim klomp of die hogere, die akademies gerigte klomp. Dit is baie banaal. Hulle weer eens vir algemeen, maar waardeer nie 'n grappie nie en hulle wil nou nie opstaan en saam Simon Says speel om verbs te leer nie. Hulle wil nie dit doen nie. Maar met my MAVO kinders kry ek daai reg, so ek voel ek geniet dit want ek speel so lekker. Maar hoe lekker is dit dat ek in 'n posisie is waar mens kan speel en leer gelyk. Aan die teenkant, maar ek dink nie dis net MAVO nie, ek dink dit is meer van 'n generasiegaping, maar die MAVO speel maar sy rol daarin is, ja, dit is 'n kultuurskok, die verskil tussen Nederlandse tieners en Suid-Afrikaanse tieners. Ja, ek het in 'n kort tydjie of wat ek sonder keuse, moes ek maar dikvellig raak en dan daar was 'n paar dae wat jy net maar pouse in die badkamer gaan sit in 'n traanpink en dan dink jy, o jene. Ja, ek het ook baie daai hoor. Ja, hulle is regtig, hulle boelie mense. Dit voel of ek weer 'n tiener is met van die goed wat hulle kwyt raak, want is alles van jou hare is nie reg nie tot jy het nie die regte denim aan nie. Hulle sê vir jou baie van. So dit is 'n aanpassing, maar ja, tussen my kort ervaring van VWO gimnasium en dan MAVO, ek verkies die MAVO. Weet jy wat ek altyd gesê het is gestel nou maar daar breek 'n brand uit in die skool. Dan gaan die volgende gebeur. VWO gaan almal hulle tasse gryp en hol vir die deur. Buite staan en die gebrek aan 'n goeie brandplan bekritiseer. HAVO gaan ook almal hulle tasse gryp en na die naaste Aldi toe hardloop of McDonald's en daar die party van hulle lewens bou. En MAVO gaan my help om uit die gebou uit te kom. Hulle gaan sê, kom mevrou Skeres, en hulle gaan my gryp, want hulle is prakties ingestel, né? Hulle dink aan die onmiddellike probleem wat nou hier is, wat nou opgelos moet word. So ek het altyd aan die begin van die jaar vir hulle gesê, ek maak op julle staat om my te red, as die skool iets oorkom, want ek weet julle sal dit doen, jy weet. Absoluut, maar dit is, soos ek nou gesê het, ek voel dit is 'n klomp klein jankes by mekaar. Ek is ook maar 'n loskopkind en my aandag is, ek sê altyd my kop hardloop nog my lewe lank met my weg. Ek het net nou onlangs my lyf saamgebring. Maar ek is ook altyd die wêreld vol en ek dink as enige van my onderwysers hierdie luister of hoor, sal hulle in die kommentaar vir jou kan sê, ja, Janke kon nooit stil bly nie en nooit stil sit nie. Maar ek kon weer
'n frustrasie vir my in my lewe nog altyd was, hoe kan mense nie aan 'n praktiese oplossing dink nie? Hier is die probleem, hoe kan jy nie die oplossing insien nie? En ek het al met vriende gestry en met kerels gestry en met my ouers of so wat ek net nie verstaan nie. En jy lig dit nou uit en ek besef dit self nou dat jy dit noem. Daar's 'n praktiese benadering met die kinders ook, soos dat ek self nou besef hoe ek my lesplanne ook aangepas het. Waar omdat jou leerders so verskil van mekaar, kan ek nie 'n vaste tydskedule hê noodwendig nie. Want een kind gaan dit in 5 minute klaarmaak, 'n ander kind het die volle 50 minute nodig. En jy moet daai kan aanpas en dan moet jy aan 'n praktiese oplossing kan dink. En dan wat nou vir my heel oulik is van die lot, hulle kom met hulle eie praktiese voorbeelde vorendag. Dis vir my ek hoef nie meer so baie te dink nie. Hulle maak die dinkwerk lekker want dit is 'n spanpoging. So ek stem saam. Ek voel as jy dit nou so baie letterlik moet noem. Ek dink my kinders sal ook seker maak ek kom veilig uit die gebou uit. Ja. Hulle sal seker maak ek en my koffie haal dit uit die lokaal uit. Maar jy vertel nou vir my die politiek by die skool, want elke skool is swaar belaai met allerlei politieke dinge. Is dit iets wat jou onderkry of steur jy jou nie daaraan nie of hoe gaan jy daarmee om? Ek gaan baie eerlik wees en sê ek dink dit gaan my heeltemal verby. En Okay. ek mis dit en ek dink uit vorige werksomgewings en situasies het ek al geleer dat as dit nie my sirkus is nie, dan gaan ek nie betrokke raak by die apies nie. Mm. So waar ek enige politiek of so kan vermy, mens moet natuurlik weet wat aangaan, maar waar ek die fynere dramas kan vermy, verkies ek dit. Ek is daar om klas te gee en dan vermy ek maar die ander goed. Maar ek moet eerlik sê, ons is 'n kleinerige skool. Ons is so 500 skoolkinders of daar's 500 leerders. Heerlik, ja. Ons het 4 klasse per groep of Per per leerjaar, ja. jaargroep, ja. So daar's 12 klasse. Hulle is so tussen 30 en ja, nee, minder, tussen 25 en 30 in 'n klas. So klein skooltjie, ons is 'n taamlike hegte personeel. My ervaring tot dusver was nog net positief. Ek is regtig, soos ek sê, ek wil nie te veel vra nie, Solet. Ek sê nie dankie. Want dinge werk uit. My boetie het toe ek klein was, het hy gesê ja, maar ek is die goudgatjie van die familie. Want hoe val ek net altyd met my gaai in die botter? Want hoe werk dinge net uit? So ek vra nie te veel vra nie. Nee, oor die politiek by die skool, ek moet sê ons het 'n uit my ervaring 'n hegte personeelkorps. Almal kom baie goed by die weg. Die ondersteuning is baie goed. Dit is 'n lekker atmosfeer om in te werk, waaroor ek baie dankbaar is. Mense het mos maar 'n werksomgewing hier en daar wat minder lekker is of mense het maar 'n bietjie mens moet maar navigate en ons maar iemand wat ietsie agter die rug sê of so. Mense ervaar dit en mense hoor dit, maar ja, soos ek sê, dalk mis ek dit omdat ek nie genoeg oplet as hulle op hulle eie praat nie, maar uit my ervaring nog net positief. Veral onder die leerders ook. Daar's minder, ek wil sê in Suid-Afrika weet mense ons het nog 'n baie hoë rasseklimaat wat rasgedrewe is. Nee, dit is baie En ek rustig. ja, en selfs in terme van as ek dink dat Suid-Afrika ook oor queer of homoseksualiteit en hoe dit maar nog veral in die wil ek sê die baie kalvinistiese Afrikaner skole waar ek myself bevind het, is dit baie verfrissend hier, hoe almal is baie ondersteunend en ek weet uit 'n vorige skool in Suid-Afrika was daar 'n hele brief uitgestuur om nou aan te kondig, maar ons het 'n queer leerder in ons klasse. En dit is 'n hele boei en ek dog daai tyd maar dit is belangrik, jy weet ons moet lig werp op hierdie situasie. En hier is dit net so half soos okay, Ja. ek sien, ek doen my ding, ek gee nie eintlik om nie. My werk is gedoen, soos as jy my dalk verkeerd aanspreek of jy sê dalk die verkeerde naam of die verkeerde voornaamwoord of so, dan maak mos dit reg en ons gaan aan. Dit is ek waardeer dit dat dit al Ja. baie rustigheid is in terme van as mens die gonswoord wokeness wil gebruik. Dis 'n baie ek voel dis 'n baie oop en
baie gemaklike omgewing. Weereens uit my ervaring. Ja, ja. Ja, so Ek dit ek is ek dit ek is weet verfrissend. ek weet byvoorbeeld dat ek het nou altyd vir die baba skool gehou, nou die brugpiepers en die tweede klasse. En dan sal vir al die moslim seentjies, jy weet, sal mekaar dan baie gou as homo gaan skel as hulle beklei. Ja. Maar as jy hulle dan aanspreek daaroor, dan gaan hulle vir jou ook sê ja, goed, ons stem nou nie saam met al hierdie gebeure nie, maar ons sal dit respekteer. So dit Ja. was daar was nooit regtig harde konflik by ons op skool ooit gewees. Ek bedoel ons het daai Paarse Vrydag, jy het ook seker Paarse Vrydag gehad. Ja. Wat dan ja, homoseksualiteit en LGBTQ++ geselebreit word deur die hele skool. Ja. En by ons het daar altyd van die seuns het in rokke skool toe gekom en niemand wat 'n woord daaroor sê of iets nie. Weet, dis Ek moet wel heeltemal sê fyn. hierdie jaar met Paarse Vrydag dit was my een afdag. Ek het die Vrydag afgehad. So ek het toe na Paarse Vrydag op skool self gemis, maar wel net wat ek op straat, wat jy in die area net ook sien. Dis maar wat ek waardeer daarvan is dit word so geïntegreer Ja. dat dis sigbaar, maar dit is nie dat dit in jou keel afgedruk word nie. Mm. Nie dat ek sê dit word, maar ja, mense het maar radikalisme beide kante toe. Dis net vir my lekker, dis net so half 'n hallo, dis ons ook. Ons is nog dis deel van die soveel behoorde oor op te skop nie. Ons is net ook hier en dis lekker. Ek Ja. waardeer dit dat daar daai ruimte geskep word. Wat jy sê is by Maandag, maar die jaar Ja. eindig nou en nou word al die poste en dinge vir volgende jaar bespreek. Het jy nou 'n aanstelling by die skool gekry vir volgende jaar? So dit is op die oomblik nog so 'n oor en weer e-possery wat tans aan die gang is. Die skool moet natuurlik my visa en my werkspermit en alles met hulle dan nou as sponsor vir optree. En daar is taamlike papierwerk betrokke tussen Maandag en die skool wat hulle tans uitsorteer. Ek weet wel beide wil my baie graag nog 'n jaar hê. So ek weet ek is daarom verseker van die feit dat ek nog 'n jaar hier gaan wees. Ek Dis is nog nie wonderlik. seker presies waar nie. So ek is baie bly daaroor. Dit is maar nou Mhm. nog dit word nou in die volgende week moet dit gefinaliseer word en uitgeklaar word. So ja, hopelik het ek teen die volgende keer dat ek my ma bel vir haar ook 'n antwoord want sy sit ook op die punt van haar stoel en wag. Maar ja, so op hierdie stadium wil die skool graag ek moet aanbly en dan aangaan met Engels daar. En ja, dit sal vir my ook idillies wees as dit so uitwerk want ek is regtig gelukkig hier waar ek nou is. Dit sal vir my 'n skok wees om nou ek voel ek het nou net wortel geskiet as ek nou weer moet my tasse pak. Ek kan nie weer my lewe in 2 23 kg tasse pak nie. Want bly jy in 'n huis of hoe woon jy? Ek is in 'n kompleks en in my kompleks het ek 'n woonstelmaat. O, Sy is 'n lekker. Nederlander, ja. En ons is een van die weer eens, ek vra nie, ek sê net dankie. Ons is een van die min suksesverhale van Facebook af. Housing in Utrecht het ek 'n mooi beriggie van myself gaan skryf met 'n plakkaatjie, so 'n hele strooibiljet storie met 'n foto en interessante feite en hallo, ek soek blyplek. En ek het dit op Facebook gesit en ek sien toe maar sy het gepost sy het 'n plek beskikbaar en sy stuur toe ook vir my 'n boodskap. En ek het ook so 'n Zoom oproep met haar die dag voor ek vlieg. En sy sê ek moet haar graag in persoon ontmoet en dan sal sy vir my sê. So ek vlieg toe na Nederland toe met my lewe in 23 kg tasse en ek check in by 'n backpackers. Nou het ek nog nie permanente verblyf nie, maar ek is nou hier. En ek ontmoet toe my woonstelmaat vir 'n koffie en ons het onmiddellik net oor die weg gekom. Ons pas baie maklik by mekaar se lewens aan. So ek het 'n baie lekker woonstel waar ek bly. Ons is heel bo op ek dink op die 5de verdieping en ons het 'n uitsig oor een van die gemeentetuine. Pragtig. So ek bly nou al vir jare nie meer in die Vrystaat nie, maar ek sien nog die donkies en die skape en die varke en die vlaktes elke aand. Wat het jy nou by die huis gelos? Is daar 'n liefde wat moes agterbly, familie? Hoe werk dit? Nee,
Wat het ek agtergelos of waarvan het ek weggehardloop? Is dalk eerder die vraag. Nee, ek het 'n Vertel. ek voel dit is nou die gesprek nou so as jy oor see gaan, dan vra almal nou vir jou, okay, nou maar hoekom het jy nou oor see getrek? Nou dan kan ek vir die antwoord gee soos enigiemand wat gaan skool gee in China en al die H2A boere in Amerika. Dis een van twee goed. Of al was 'n groot liefdesteleurstelling of jy gaan vir die geld of beide. Nou in my geval nee, ek het wel 'n liefdesteleurstelling gehad en ek Oh, voel toe maar ek wil verandering in my lewe hê en ek wou my lewe lank al oor see gaan en ja, toe val dit so in plek en hier is ek in Nederland. En ja, nou is ek hier. ek wou En net sê die volgende groot outa die vraag is, het jy nou 'n nuwe liefde gekry hier in Nederland? ja, dit is die volgende vraag. Nee, so ek het wat het ek agtergelos in Suid-Afrika? 3 baie belangrike punte om te noem. Eerstens my ouers. Die moeilikste ding. Ja, ek kan maar vir jou wat ver is en enigiemand wat ver is, jy kan dit nie aan iemand anders verduidelik nie. Maar ja, om jou ouers te moet groet op die lughawe is 'n dis 'n emosie wat niemand jou voor kan voorberei nie en ek dink dit raak ooit makliker nie. Mm-mm. So my ouers, my kat waarvoor ek Oh. bitter lief is, maar hy woon in Swellendam by my ouers. Hy klim boom en hy jaag tarantale. Hy het 'n wonderlike lewe. En dan ja, dit klink so 'n bietjie snaaks, nie as studentedorp nie, maar ek moes Stellenbosch agterlos. En ek dink nie ek was al in my lewe so lief vir 'n plek soos vir Stellenbosch nie. Nie net die mense nie, maar die plek, die berge, hoe naby jy aan die see is, die staproetes, alles. So nou weer, ek was nou so 'n week gelede was ek vir 2 weke in Suid-Afrika gewees vir vriende se troue en ek het soveel as moontlik in Stellenbosch probeer spandeer en dan besef jy ook hoeveel dinge verander, dit bly eintlik maar dieselfde. Mm. Maar ja, so dit is drie moeilike dinge wat ek moes agterlos. Om jou tweede vraag te beantwoord, nee, ek het myself nou nog nie weer in 'n verhouding of aan daardie kant bevind nie. Ek het wel myself, soos hulle sê, you put yourself out there en ek het die online dating storie probeer toe ek net hier aangekom het. Ek het baie vinnig besef dit is nie vir my nie. Nee, die konsep van iemand net so ontmoet en nou moet jy dit voel ons baie druk op so 'n situasie. Ja. So nee, ek dink ek is maar iemand wat glo so iets sal meer organies in my lewe gebeur. Maar geen liefde nie, maar wel vriendskappe, wonderlike wonderlik. vriendskappe. Dit is tussen my woonstelmaat en haar vriende wat Nederlanders is, dan ook ander Suid-Afrikaners wat ek nie van Suid-Afrika af ken nie, maar wat ek hier ontmoet het. En dan hoe jy weer hulle vriende ontmoet en vriende van Pole, vriende van Ierland, vriende van Engeland en al die verskillende mense en die verskillende kulture. Dit is vir my een van die ongelooflikste goed. Hoe selfs al gaan ek nie uit die land uit of selfs uit Utrecht uit nie, hoe ek so internasionale ervaring op 'n weeklikse basis kan hê. So ek dink die vriende en die vriendskappe en ook net dis nou vreeslik eat, pray, love om te sê, maar ek dink ook net die liefde vir myself wat ek gevind het in my tyd hierso is wonderlik. Ja, dit is ook nodig. Ek dink 'n mens dis ook 'n stukkie volwasse word, né? Dat jy weet wat jy kan en wat jy nie kan nie en wat jy wil en wat jy nie wil nie. Wat mens nou as jy aan die ander kant van 25 staan, hoe lyk die lewe dan? Ek het nooit 25 het altyd vir my verskriklik groot gevoel. Nie oud nie, nie volwasse nie, net groot. 25 is nou jy's halfpad op pad 50 toe. En op 25 was ek in my laaste paar maande in Suid-Afrika of in Stellenbosch gewees en sê ek, wow, hoe baie verander nie tussen 21 en dan 25 nie. En nou waar ek vat hoe ek hierdie verlore loskop 26-jarige was toe my ouers my op die lughawe afgelaai het en hier is ek nou op pad 28 toe en hoe baie 'n mens kan groei en verander in 'n jaar. Dit is 'n baie lekker metamorfose à la Kafka. Want wat het verander? Ek bedoel
'n reis op die beste van tye verander 'n mens seker, maar as jy dan so lank wat jy so 'n jaar weg al van die huis af. Mm. Wat dink jy was die grootste veranderinge wat gebeur het? 'n Baie ja, letterlike of wel fisiese verandering wat my vriende my nog steeds 'n bietjie snaaks oor aankyk is ek het begin draf. Nou, Solet, So. ek was die persoon wat vir baie lank vir mense uit die Bybel uit aangehaal het en gesê het net die goddelose hardloop sonder dat iets omjaag. Ek was die mees anti-sport oefen enige mens gewees en 2 Januarie toe die weer so aklig is, toe besluit ek gaan nou begin hardloop. En Sondag wat kom, hardloop ek my eerste halfmaraton. Wow! So ek het myself al van die diepkant ingegooi, so ek het nou in 'n hardlooppersoon verander en dit geniet ek baie. Ek dink iets aan myself meer aan die emosionele kant is ek dink ek het baie geduld geleer. Geduld in terme van as jy die trein gemis het, dan help dit nie jy raak nou kwaad nie. Jy moet nou maar die halfuur of die 20 minute of partykeer 'n uur of wat van wag tot die volgende een kom. Jy moet nou maar geduldig raak. En ook met skool gee en met ek dink die administrasie en die papierwerk toe ek net hier aangekom het, want dit is met jou BSN kry, dit is 'n SIM-kaart, dit is jou huurkontrak, 'n bankrekening. Dit is al daai klein papierwerk en goed en dan werk dit nie uit nie, dan moet jy weer gemeente toe gaan en dan moet jy weer in die ry gaan staan en ek is oor die algemeen 'n verskriklike kort van draad mens. En ek dink daar's 'n rustigheid en 'n vorm van geduld wat my net getref het hierso, wat dit is vir my baie lekker en ek voel ek is 'n baie rustiger mens. En dan net ook rustiger, wat dit nou klink asof ek baie laid back is, maar ek is ook baie meer produktief. In terme van goed werk en goed gebeur. En as jy dit is iets wat vir my wonderlik is van Nederland en ook dit lyk ekstra goed omdat ons gewoontes in Suid-Afrika wat nie so effektief is nie, maar ek vat nou wat hulle besig is om die fietspaaie oor te doen hier in ons straat. Hulle het vanoggend begin en ek kon nie vanoggend oor die pad ry nie en toe ek vanmiddag terugkom, toe is dit klaar, hulle is al 2 blokke verder. Dinge gebeur baie vinnig. Jy dink nog 'n straatlamp of 'n straatlig is uit, hy word dieselfde dag nog reggemaak. Dit is hoe al daardie goed gebeur en alles bymekaar kom. En dit voel ook vir my dit maak my meer effektief want alles om my werk, so ek wil ook werk. So ek dink as ek kyk na my klein to-do lists en goedjies wat ek wil gedoen kry en afreken, ek kry baie meer gedoen nou as wat ek van tevore het. Dalk is dit omdat ek ook 'n bietjie meer op my eie is, so ek het nie so baie vriende wat my aandag aftrek met 'n bier na werk nie. Fees party nie, né? Dit Stellenbosch se bier na werk is mos nooit net 'n bier nie. Wel in Nederland ook al geleer, of wel in die somer, dan vang Nederland se vinnige biertjie op die terras. Baie vinnig en nou wat die weer kop uitsteek, dan het dit ook nog so in die eerste week wat ek terug is, dan begin die mense so boodskappe stuur, biertjie na werk. En dan, so ons sien hoe lank hou die produktiwiteit as die somer nou eers aan die gang is en ons weer aan die kuier raak. Maar ja, ek dink en 'n groot ding wat vir my verander het, is ek voel opreg, en dit is ook 'n meer emosionele ding, maar toe ek nou in Suid-Afrika was, vra mense vir my, "Hoe gaan dit?" En mense antwoord ons maar altyd so in die verbygang en dan wil jy eintlik sê, "Jesus, dit gaan nie goed nie," of "Ag, jy's van nie lus hiervoor nie," of jy's half mismoedig en ek voel ek kan opreg sê, dit gaan goed met my. En dit is 'n baie lekker gevoel. Nie dat dit nie goed gegaan het by die huis of in Suid-Afrika of so nie, daar was verskeie faktore, maar hier waar ek nou is, ek weet nie of is dit die gesonde kos of die fietsry of die baie Vitamiene D wat ek gedrink het tydens die winter nie. Ek dink ek het regtig 'n oordosis ingeneem elke dag, maar liewer te veel as te min, want ek het nie 'n risiko was te hoog vir my. Maar ja, dit gaan opreg goed en dit is 'n baie lekker gevoel.